Ons hulp is in die naam van die Here, die skepper van die hemele en die aarde, die Een wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande los nie. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees wat in ons woon en ons werk. Amen. So is dit ons kindermoment. Ons het baie lank ons gedoen, so dis my lekker om dit weer te doen. So al die laerskoolkinders kom gou vorentoe saam met my voor. Almal, van voorskool tot laerskool. Almal van julle. Dan sit julle sommer net daar. Ja, ons moet net maak en gemaak. Val. Kijk, so, wie van julle het al donker kamertjie gespeel? Nou, hoe speel mens dit? Wie kan vir my sê? Wie is niet genoeg kaats om dit vir my te sê? Nee? Kom? Kom nou? Ja, julle sê al praat ek op my lyf af meeste waar en nou vandag ek wil staan. Kijk, so, hoe donker kamer op die min of meer werk is, jy gaan ons in die donker kamer, ons sit al die lichte af, maak al die gordijne toe, en dan kry kinders al weg, en dan moet jy ingaan en hulle gaan soek. Nee, het ek dit reg? Is julle seker? Julle lyk vir my seker. Is dit toe in die werk? So, het jy dit ook nie gespeel nie? Het ja, ok. So, as ek dan daar ingaan met my spotlight, gaan dit weg. Nee, wat ek daar snap, daar sit hy, daar sit sy, daar sit sy, daar sit sy, daar sit sy. Kijk, so, dit gaan nie weg. So, dit gaan nie weg as ek met my spotlight daar instaan. Waarvoor werk een spotlight? Lekker. Waarvoor werk jy? Voor in die donker. In die donker, ja? As dit in die aarde donker is, dan kan jy een spotlight gebruik. Dan gebruik jy, maar die ander is donker. As dit in die donker is en jy wil water. Ja, jy wil water gaan drink. Nee, en as ek een bierpad ry, dan soek ons die skerms met die spotlight. En as ons gaan jaag, dan gebruik ons seker iets wat baie sterker is as hierdie ouetjie, maar om die diere te soek. En as daar skelm is, dan kan ek hom sê, ek moet daar sit. Soos daar sit onthou. Ja? So, ons moet ook weet, dat Jesus, soos wat ons nou gesing het, is 'n lig in ons hart. Hy skyn sy lig op ons. So dit beteken, ons kan ook nie vir hom wegkry nie. Daar goedjies wat jy kan wegsteek vir ander mense, sien hy raak. En weet julle wat? Hy het jou lief net soos wat is. Hy gaan jou verander, as daar wat stout is, wat in jou hart is, maar hy gaan die lig oor te opskryf. So kom ons onthou. Kom ons vra Jesus, om ook sy lig in ons harte te skyn. Kom ons sit so net so dat sy ons toe sal. Geliefde Heer, dankie dat U groot en goed is. Dankie Here dat U hier kindertjies ken. Here, ons bid vanmôre dat U lig op ons hartjies sal skyn. Dat U vir ons sal wys waar wil U hê dit nie donker moet wees nie. Waar wil U hê dit moet nie moeilik gaan. Waar wil U hê daar wil U ons ook sien. Skyn U spotlight, Here, op ons harte. Dankie Here dat U ons ken en dat ons nie vir U kan wegkry. Laat U altyd by ons sal wees. In Jesus naam alleen. Amen. Ja, ons gaan verstaan, ons gaan 'n liedjie sing. So kom ons staan as ons nog 'n liedjie. Julle kan ook staan saam met ons sing asseblief gemeente. Julle kan omdraai net kyk na die. Laat ons vir Jesus met die helde glans, scatter soos die sterre aan die hemelglans, en die donker
die graad voorskool tot graad 1, wat julle is baie vandag kan 'n inkleerkrytjie kry en 'n inkleer die res van julle kan gaan sit. So van voorskool tot so graad 1, sal kyk of wat bly oor. Ons 'n paar wat oorlees. Graad 2's. Sal graad 2 wat ook 'n inkleerkrytjie wil hê, ja. Voorskool en graad 1, 2 en Florijn. Ek gaan kom ons bid saam tydens gebed as julle wil, solank julle nog kry, is julle weer as welkom. Kom ons sluit die oë julle. Vader, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat ons as gemeente vanmôre hier bymekaar kan kom. Here, dankie dat ons U kan loof en U kan prys. Dankie Here dat U die ewige God is, dat U die lig is wat skyn in die donker. Here, waar ons uit die woord uit gaan werk vanmôre, bid ek regtig dat U die woord vir ons sal oopbreek en dat ons regtig sal hoor wat U vanmôre vir ons elkeen wil sê. Spreek Here, want U is welkom in ons harte. Spreek Here, want U dienaars is gewillig om te luister. In Jesus naam alleen. Amen. Moeder Teresa het gesê, as jy die wêreld wil verander, gaan huis toe en gaan hê jou gesin lief. Gaan huis toe en gaan hê jou gesin lief. Want daardeur verander jy die wêreld. Jesus vat die gebooie almal saam as hy sê, jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en al jou verstand en al jou krag. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar hier is die vraag vanmôre. Hoe kan ek my naaste lief hê as ek myself nie eers ken nie? As ek myself nie eers kan aanvaar nie? As ek myself nie eers kan lief hê? Vir ons klink dit amper verkeerd om vir jouself te sê, jy moet jouself lief hê. Dit klink self tot selfsugtig. Maar Jesus sê, deel van ware liefde begin waar ek 'n verhouding met myself ook staan. Nou gemeente, hier moet ons baie mooi pas op en baie mooi luister. Want die sondeval het juis gebeur omdat die mens homself te lief gehad het. Adam en Eva gedink het, maar ek wil meer en meer hê vir myself, ek wil meer kan weet, en daarom het die sondeval begin. Ons bly ook in 'n tyd wat sê, hoorie maar, dit gaan net oor die mens. Dit gaan net oor hoe jy voel. Jy moet tog net gelukkig wees. Jy moet tog net voel, jy word aanvaar. Jy moet tog net voel, almal stem saam met jou. Jy kan maar sê en doen wat jy wil, want dit begin en eindig by jou. Me, myself and I, dis die belangrike ding. En Jesus praat nie van hierdie tipe selfliefde nie. Jesus praat van 'n ander tipe liefde. Daar's 'n verskil tussen wêreldse selfliefde en Bybelse selfliefde. My gebed vanmôre is regtig dat jy sal kan onderskei tussen hierdie twee liefdes. Want die een sê iets en die ander een sê totaal en al iets anders. So kom ons kyk regtig vanmôre daarna. Ons het verlede week gelees in Lukas 14 dat my liefde met Jesus moet so sterk wees dat dit lyk asof ek die res van die mense om my nie liefhet nie. So Jesus, my liefde vir Jesus moet altyd my heel eerste prioriteit wees. Sy wil vir my lewe moet heel eerste wees en groter wees as my eie liefde, as my eie wil. Hy moet eerste staan.
En as hy eers in my lewe sal hy ook vir my wys hoe ek myself moet lief hê. Sonder selfbeheertheid, sonder om myself die hele tyd op die skouer te klop, sonder om sy wil af te skeel. Ek moet myself probeer sien uit die oë van hoe Jesus my sien. En daardie liefde vir myself hê. Ek moet besef sy liefde was genoeg. En ons gaan net nou aan die kruis aan by die nagmaal besef dat hy vir my gesterf het aan 'n kruis. Dat al was ek sondig en ver van hom, hy alreeds toe ek sy vyand was, my lief gehad het en gesterf het vir my sonde. Maar Jesus het dit ook vir almal gedoen. Elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. Elkeen wat in hom glo. As hy het my dus nooit liewer as wat hy 'n ander persoon het. Hy het almal dieselfde lief. Maak nie saak hoe jy lyk nie, maak nie saak hoe jy klink nie, maak nie saak wat jy van watse kant van die dorp jy bly nie. Hy het nie witbroodjies nie. Nou ons spot was baie keer so en ek doen dit self as ek sê oud soos God se witbroodjie. Maar hy het almal ewe lief. So as ek begin myself liewer hê as hom, of myself liewer hê as die mense om my, dis waar die probleem. Dis waar die probleem. Ek moet ander lief hê soos myself. Hy het my lief totaal en al. Elke deel. Ons lees, hy het my in my moeder skoot gevorm. Jy was dus nooit 'n flop nie. Jy is nie toevallig hier nie. God het jou gevorm en gemaak soos jy is. Sy liefde is aanvaarding, want hy aanvaar jou met oop arms. Tyd saam met hom verander wel die mens na wie hy wil hê jy moet wees. Ek sê altyd, hy het jou lief net soos wat jy is, maar hy het jou te lief om jou te los soos wat jy is. Hy vorm en vou jou, maar hy aanvaar jou met alles. As ons teen sy wil is, gaan hy dit verseker ook vir ons sê. Hy ken jou en daarom het hy jou lief. Psalm 139 vers 2 sê, of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis of ek oorbly, u bepaal dit. Met al my paaie is u goed bekend. Ook daai wat ek wegsteek. Ook daai wat ek nie wil hê, daar moet 'n spotlight op geskyn word nie. Ook daai wat ek vir myself wil hou. As jou wil teen sy wil is, dan kan jy hom ook nie lief hê soos wat jy moet nie. Hy ken die donker kamer van jou hart en hy wil sy lig daarin skyn. Die bewuslike en die onbewuslike. So, hoe moet ek myself lief hê? Eerstens, soos Jesus my lief het, moet ek myself lief hê. Tweedens, ek moet altyd Jesus liewer hê as myself. Derdens, ek moet myself nie meer lief hê as wat ek ander lief het. Vierdens, ek moet besef, Jesus het my lief. Johannes 13 vers 34 sê, ek gee aan julle 'n nuwe verbond. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle ook mekaar lief hê. Ek moet myself vergewe, want Jesus het. Het jy jouself so lief? Dat jy jouself vergewe? Dan moet ek myself aanvaar met oop arms en toelaat dat Jesus my verander na sy beeld. Aanvaar jy jouself? Doen jy raak? En dan moet ek myself weer ken, soos Jesus my ken. Die Here my ken. Want liewe gemeente, ek dink nie ons ken onsself.
Ek dink nie ons weet regtig wat gaan aan in hierdie binnewerke nie. Ons is oppervlakkig met ons. Ons ken nie onsself ten diepste nie. Of ek myself ken en myself aanvaar, word baie maal beïnvloed deur die goed wat buite my beheer is. My onderbewussyn. Ons het almal wonde, ons het almal seer, ons het 'n pa dalk wat aanwesig was toe ek groot gemaak was, 'n ma wat nie geweet het om my emosies en haar emosies te hanteer nie, 'n gesin waar liefde net voorwaardelik was. Ons almal dra ons pakkie saam met ons. En hierdie wonde werk soos filters. Ek begin na myself deur hierdie seer en hierdie stikkend kyk. As ek na myself kyk ek deur myself baie keer deur my ouers se oë, wat altyd vir my gesê het, jy's nie goed genoeg nie. Of kyk ek deur gemeenskap se oë wat sê, jy kom net nie daar uit nie. Ek kyk na myself deur hierdie bril wat vir my opgesit is deur die verlede. Ons het laagie mense geword. En dit werk so, van geboorte af verf die lewe en onsself verskillende lewenskleure, laag op laag, oor die kern van wie ons eintlik is. Hierdie is 'n muur wat geverf is, en dit is die verskillende laag wat hy elke jaar oorgeverf is. En dit is wat met elkeen van ons gebeur, want my ma kom na my toe en sy verf my rooi, want ek moet mooi lyk. En hier is die gepaste gedrag. Dan kom my pa en hy sê, nee, dissipline. Dan kom die samelewing en sê, hoorie maar, nie reg nie, kom ons verf jou ander kleur. Nou kom ek self en ek staan voor die spieël en ek dink vir myself, nee, verf myself 'n ander kleur. En so word ons so 'n muur wat laag op laag is. En dit word al hoe dikker en dit word al hoe moeiliker. En iewers in die proses word ek gewoond aan hierdie kleure waarmee ek toegeverf is en ek weet nie meer wie ek regtig moet wees nie. Genesing, liewe gemeente, begin waar ek na hierdie kyk en ek vat die skuurpapier en ek begin dit afkrap. En ek kyk na sekere dele en ek besef, okay, maar hierdie deel moes bly. En ek verf dit helder. Genesing begin waar ek begin besef, daar's sekere goed wat my gemaak het wie ek is vandag. En as ek nie daarna kyk nie iets daaraan doen nie, dan word ek wie ek nie veronderstel is om te wees nie. Om myself te ken beteken, ek moet durf om te kyk na die pynlike goed wat in my verlede gebeur het. En dit ophou onderdruk. Om die flits daarop te skyn in die donker lig. Want as ek myself nie ken nie, en myself nie lief het nie, gaan ek sukkel om die wat rondom my is, lief te hê. Gaan ek sukkel om God lief te hê. Dis om te besef, dat ek kan nie my kind dissiplineer soos ek moet nie, want in my huis van oorsprong was dit oordoen. My ma en pa het my verskree. So nou kan ek nie my kind so lief hê soos wat ek haar of hom veronderstel is om lief te hê nie, want ek is bang ek veroorsaak dieselfde stikkend aan hulle as wat my ouers aan my veroorsaak. Of die teenoorgestelde gebeur. Ek doen presies dieselfde as my ouers. Ek skraam weg van konflik af as ek met my vrou beklei, van konflik in my huis, van oorsprong waar my ma en pa betrokke was, het dit altyd oorgeloop na geweld toe, of 'n verskree. So nou kan ek nie my vrou so lief hê soos wat ek moet nie, ek hanteer nie die konflik wat daar is nie, ek skraam die hele tyd al verwag. Want ek is so bang, ek doen dieselfde as wat my ouers gedoen. Ek is gemolesteer as kind. So ek sukkel met fisiese kontak in my verhoudings. Ek neem myself op kwaadlik wat gebeur. So ek kan nie intiem wees met my man. En dit regtig nie. So ek kan hom nie lief hê soos wat ek hom moet lief hê.
Ek kom uit 'n vorige huwelik uit waar ek die een is wat die verneemwerk gedoen het. So nou is ek in hierdie nuwe huwelik, maar nou dink ek my vrou gaan dieselfde met my doen as wat ek met my ex-vrou gedoen het. En ek leef die hele tyd, so nou word ek hierdie jaloerse man. Ek laat mense oor my loop sonder om grense te stel, want ek is so bang, hulle loop uit my lewe uit, so ek is die vloerblad, loop maar oor my, want in my verlede het mense uit my lewe uitgeloop en alleen gelos. So nou trek ek die grense op net te los, hulle my ook alleen. Ek micromanage, want ek moet die hele tyd in beheer wees. Ek stoot mense weg en laat hulle voel, hulle kan nie hulle werk doen. Hoekom? Want dit was waar ek orde kan iewerste maak in my lewe. My lewe wat chaos is, kan ek daarom in my werksplek 'n bietjie micromanage. En so sit elkeen van ons met 'n stuk van hierdie verlede. Kan ek mense lief hê ten spyte van al hierdie gemors en seer en my verlede? Ja. Ja, jy kan. Dis moontlik. Kan ek hulle wel beter lief hê en meer volkome lief hê as hierdie goed nie meer in my pad staan nie? Beslis. Kan ek 'n beter pa wees vir my kind? 'n beter vrou wees vir my man? Ja. Gaan ek myself beter kan lief hê as ek 'n bietjie na hierdie goed kyk en die skuurpapiertjie uithaal? Ja. Hierdie goed is baie keer soos 'n dam, waar daar net sekere sluise is wat oop is. So ek kan liefde gee, maar ek kan net die liefde gee wat hierdie dam nie keer. Of wat hierdie, net die sluis wat oop is. Maar kyk al my water van liefde wat ek wel kan gee. Maar hierdie dam keer my. Hierdie, hoe maklik sou jy net, en nou praat ek nie van, jy moet jouself beskerm, en dit is iets wat ons oor gaan praat in hierdie volgende ruk, maar dink jouself net aan, as jy sonder huiwering kan lief hê. Met al die liefde. Iets wat ons ook moet oplet, is dat hierdie bagasie, wat in my bewustelike en onbewustelike is, tussen my en God kom staan. Daar's 'n legio vrouens, en soms mans, wat sukkel met die woord God as Vader. Hoekom? Want sy haar aardse pa, sy aardse pa was 'n draak van 'n man. So as sy dan lees in hierdie Bybel wat sê, God die Vader het jou lief, dan sê sy, ek wil niks met 'n paal uit 'n waai. Totdat sy die liefdevolle Here ontmoet. So hierdie goed begin 'n rol speel. Iemand wat verraai is deur vriendskappe en sukkel om vriende te maak. Sukkel as daar gepraat word van Jesus as my vriend. Want hy ken nie vriendskap. Sy vriende in sy verlede het hom altyd seer gemaak. So as hy daai metafoor in die Bybel lees van Jesus as vriend, ek wil niks daarmee te doen nie. Want hy begin sê, besef Jesus is nie soos mens nie. Daar's ook ouers in ons kultuursom wat Christendom toksies gemaak het, wat in die naam van God mense seer gemaak het. Net omdat hulle nie mooi in 'n boksie gepas het nie, het hulle vir hulle gesê, God gaan julle straf. Ouers wat vir hulle kinders gesê het, moenie jy eers dink, die Here gaan vir jou straf as jy nie dit of dit doen. Daar's baie keer ouers, en ek sê grapterswys, wat sê, hulle gaan vir die dominee vertel hoe stout jy is. As jy een van my ouers is, moet ek en jy in daai tyd gesels, want jy is besig om iets in daai kind se kop te prent, wat sê, die dominee en dan God gaan jou straf. Laat my dink aan die verhaal van die 2 graad 1 seentjies wat in die koshuis ingaan, en dis op 'n plek waar daar baie donderstorms en weerlig is, en dis ons keer so aand, en die kinders is nog nagniet in die koshuis, en die tannie gaan kyk of hulle okay is, en die een seentjie kruip onder die bed weg, sy gaan, en die ander seentjie lê en smaal op die bed. Sy gaan na die een wat onder die bed is, sy vra vir hom, maar wat is dit? Sê, tannie, hoor tannie dit nie?
God is kwaad. God is so kwaad. En dit is vir my. Die ander seentjie wat lê en slaap. Hy vra wat, en jy? Wat sal doen nou? Hy sê, sien tannie nie, God is besig om vir my foto's te neem nie, dis die flash wat flash. 2 godsbeelde. 2 verskillende goed. Liewe gemeente, hoe praat jy met jou kinders oor God? Hoe baie keer hoor ons, ek is lief vir Jesus, maar vir die kerk wil ek niks te doen hê nie. En natuurlik sonder twyfel beïnvloed dit ons geloof, want die Bybel praat van gelowiges wat saamkom om te bid. Hoeveel ateïste is daar buite, wat niks met die Here te doen het, want mense in die kerk het hulle seer. Ons hoef egter nie alleen met hierdie dam te sit nie. Ons hoef nie alleen hierdeur te werk nie. Jesus het gesterf aan die kruis dat ons vry kan wees. Hy het juist die prentjie kom omdraai en die Heilige Gees gegee wat sê, ja, jou verlede het jou seer gemaak, maar ek is Jesus. Ek kies om na Jesus toe te gaan, om die wond skoon te maak van die etter wat daar binne is. En ons identiteit as Christene kan verander. En ek wil so 'n paar voorbeelde noem. Paulus, wat eers Saulus was, Handelinge 9. Intussen het Paulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here dood te dryf. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en hom die bekendstellingbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, man sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en die stem hoor sê wat sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u Here, vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is my wat jy vervolg. Dis vers 5. Vers 19. Na die ontmoeting met die lewende Here. Saulus het 'n paar daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges bevind verkondig dat Jesus die seun van God is. Na die ontmoeting met God verander Paulus van iemand wat mense doodmaak, wat hierdie Jesus volg, na iemand wat dit verkondig. Saggeus, die klein mannetjie, Lukas 19. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man, die skelmman, wat mense verneek het, wat mense uitgebuit het. Jesus gaan saam met hom aan huis. Paar verse daarna, vers 7. Almal wat dit gesien het beswaar gemaak en gesê, oor Jesus, hy gaan met 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. Samaritanse vrou water haal. Gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was tussen 'n weg daartoe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy my, jy wat 'n Jood is, vir my 'n Samaritaanse vrou om water te drink? Die vrou het dan vers 19. Die vrou het hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het op hierdie berg aanbid en tog sê julle vir die plek waar die mense God aanbid is in Jerusalem. En dan vers 28. Die vrou het toe die waterkruik net daar laat staan, na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is die man wat my alles vertel wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Van iemand wat hierdie wantroue gehad het, want wie is hierdie Jood? Na iemand wat een van die eerste sendelinge geword het. Hy gaan verkondig het, Jesus is die Christus. Omdat sy 'n ontmoeting gehad het. Die laaste voorbeeld, die besetene, die man vol demone. Markus 5 vers 2, net toe het Jesus uit die skei geklim het hy na die grafte af 'n man met 'n onrein gees na hom tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte gebly, niemand kon self met 'n ketting vasbind nie, want hulle het hom dikwels met voet en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die handboeie uitmekaar en skop die voetboeie stukkend. Niemand kon hom baas raak nie. Wild,
En dan net 'n paar verse daarna. Toe hulle by Jesus kom, en die besetene, en wie daar baie bose geeste was, daar sien sit, met sy klere aan, en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik. Na die ontmoeting van Jesus Christus, verander hierdie mense. As ons 'n ware ontmoeting met Jesus het, dan gaan goed verander. Maar baie keer soek ons dit ook so vinnig soos die. Baie keer wil ons ook net een keer bid en dit moet verdwyn. Ongelukkig werk dit so. Dit kan. Die Here doen dit nog vandag nog. En ek het getuienis na getuienis waar Jesus met mense, ontmoeting met Jesus is en hulle 'n dwelmverslaafde los, die dwelms net so. So dit kan. Maar meeste kere, liewe gemeente, is dit 'n gesoeg en 'n gesweet. Is dit moeilik, is dit seer, is dit stikkend. Is dit om te gaan soek, en is dit om daai dam, die Here te vra, Here, wys vir my die dam, en breek hom af. Here, laat ek myself lief hê soos wat U my lief het. Wys vir my wat ek moet doen met hierdie dam, Here. Hoe kan U hom wegvat? Is dit nodig dat ek met iemand daaroor gaan praat? Is dit nodig dat ek daaroor moet skryf? Is dit nodig dat ek dieper in die woord moet delf? Here, help my, want ek wil myself lief hê soos wat U my lief het. En ek wil ander mense lief hê soos wat U wil hê ek moet. En ek wil U lief hê met alles. Soos ek gepraat het van die wond, waar die vuil goed eers moet uitkom voor dit gesond word, is dit gewoonlik 'n pynlike proses. Om daai etter wat daar binne is uit te kry, daai vuil, gemors, is gewoonlik nie seer nie, is gewoonlik baie swaar. Maar is nodig daai gemors, omdat daai gemors uitgaan, voordat daai wond kan genees. Die pyn is nodig. En nou kan jy maklik vir my sê, ek is okay met pyn. Ek is okay met hierdie goed wat my ma en my pa vir my gegee het. Wat die gemeenskap vir my gegee het, wat my vriende vir my gegee het, wat my man of my vrou vir my gegee het, ek dra hierdie pad. Jy is nie okay nie, eerstens. En ten tweedens, dit gaan nie net oor jou nie. Dit gaan nie net oor jou nie. Dit gaan ook oor dat ek my vrou kan lief hê, soos wat sy verdien om liefgehad te word. Dit gaan ook dat ek my kinders kan lief hê, soos wat hulle verdien om liefgehad te word. Dit gaan ook dat ek myself kan lief hê, soos wat ek verdien om liefgehad te word. Dit is nie net ek wat hierdie seer en die stikken dra nie. En as ek nie iets hieraan doen nie, dan gaan my kinders dit ook erf. Gaan hulle dit met hulle kinders doen, en gaan hulle dit met hulle kinders doen, en die siklus gaan net nooit stop nie. Jy gaan nooit God se volle liefde vir jou kan ervaar nie, en dit aanvaar nie, as jy nie hierdie vir hom gee nie. Filippense 1:9 sê, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al die regte verhouding met God kan wees, tot sy lof en eer. Gemeente, ons gaan die volgende 5 weke bietjie delf in hierdie goed. En dis ongemaklik en dis seer, dis nie lekker nie, maar dis nodig vir genesing. Ons gaan 'n bietjie kyk na paawonde, want elkeen van ons dra wonde wat ons pa vir ons veroorsaak het. Ons gaan kyk na maawonde, want ons bly in 'n gebroke wêreld en my ma het ons teen ook so 'n bietjie seer gemaak. Ons gaan kyk na verwonde kinders, want op die einde het ons almal, is ons almal verwond. En dan gaan ons afsluit om te besef, ja, dit het gebeur, maar ek is nou in 'n nuwe gesin. Ek is vrygekoop en ek kan leef ten volle. Ek kan leef ten volle.
I saw the pattern. Ek het die patroon gesien en ek het besluit om dit te verander. Mag ons dieselfde doen. Mag ons die patroon raak sien van seer en sê, dit stop by my. Mag die Here, ek gaan die laaste keer hierdie dan aansit, wat hy wil om die dood mos nie afneem. Sy helder lig skyn op jou hart. Mag hy vir jou wys waar jy stukke. Mag hy die genesing bring wat net hy kan. Mag hy daai damwal breek. Mag hy daai verf afskuur. En mag jy sy liefde ten volle ervaar. Amen. Here, ons sit almal met seer, almal met stukke, almal met 'n dam, almal as 'n laagie mens. Wys vir ons waar is ons besig om aan goed vas te hou wat jy al lankal wou oopbreek. Waar is daai wond wat moet skoon gemaak word? Here, gee dan vir ons die wilskrag, die guts, soos die Engelsman sê, om te sê, hier is ek, Here. Hier staan ek met al my seer en al my stukke. Kom maak my skoon. Kom skyn die lig. Kom wys my, Here. Bring die hele. Want ek wil nie hê dit moet oorgaan. Ek wil my vrou kan lief hê met my hele hart. Ek wil my man kan lief hê met my hele hart, Here. Ek wil my kinders kan lief hê, myself kan lief hê, U kan lief hê, met my hele hart. En hierdie gemors, Here, dit keer my om daar uit te kom. Help my, Here. Skyn die helder lig. Want die kruis was genoeg. Die kruis was meer as genoeg. Was ons skoon. Lei ons. Is met ons. In Jesus naam alleen. Ons bid dit met sy naam. En aan die kruis het hy vir my betaal. En al hierdie gemors op sy skouers gedra. In Jesus naam alleen. Amen. Gemeente, ons het dan die besonderse voorreg om ook vandag nagmaal te kan gebruik. Die nagmaal is in sy wese die herinnering van wat Jesus hier vir ons op aarde kom doen. Hy het vir ons kom sterf van 'n kruis. Hy het vir ons kom bloed. Hy het vir ons kom ruimte maak. Hy het hierdie gemors waarvan ons praat op sy skouers. Hoekom? Want hy het ons so lief. Hy het self die nagmaal ingestel, so lees ons in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus Christus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem en God daarvoor gedank, dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet, en van die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. Hoekom vier ons die nagmaal? Want hy het van ons die kruis gesterf, en hy het opgestaan en hy leef. Die brood wat ons eet, dink ons aan sy liggaam, wat vir ons gebreek was. Die wyn wat ons drink, dink ons aan sy bloed, wat vir ons gevloei is. Vir my nie. Ons sê ook by die nagmaal, ons weet dat ons, saam met Charlie, saam met oom Ewert, saam met al die mense wat ons verloor het hierdie jaar, eendag weer in die hemel sal wees. Want hy het vir ons gesterf.
Die nagmaal help ons ook om te sien hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees. Want daar gaan vreugde wees en daar gaan vrede wees. Daarom is ons ook bly, uit ons harte uit bly, as ons nagmaal vier. Ons sê ook in die nagmaal, dankie vir wat die Here alles vir ons gedoen het. Gemeente, kom ons word vir 'n oomblik stil, net daar waar jy is. Gaan ondersoek jou hart. Gaan ondersoek waar daar goed is wat jy moet gaan jammer sê voor, waar daar vrede is wat jy moet maak. Kom ons word vir 'n oomblik stil voor die almagtige God van hemel en aarde. Gemeente, terwyl jy gebid, vra ek net vir die kerkraad en die wat ons mee gereël het om te help om net vorentoe te kom. Gemeente, as jy 'n besoeker vanmôre hier by ons is en jy het vrymoedigheid om nagmaal in jou gemeente te gebruik, is jy ook meer as welkom om dit saam met ons hier te gebruik. As jy as kind hier sit vanmôre, jou kind hier sit en jy het met hulle die gesprek gehad oor die nagmaal, is hulle ook welkom om saam met ons nagmaal te gebruik. Mag ons besef dat die Here praat ook met ons deur sy nagmaal baie wel. Van die brood uitdeel en dan die druiwesap is in die middel en dan die wyn is aan die buitekant. So kom ons gebruik die nagmaal. Kom ons gebruik. Dankie. Ons wat almal saam gebruik soos ouer gewoonte. So hou net eers jou wynglasie, die kelkie en dan word die broodjie dan ons dit saam gebruik.
gemeente, is daar enigiemand wat oorgeslaan is met die brood? Enigiemand wat oorgeslaan is met die druiwesap of die wyn? Julle kan maar vorentoe. Kyk op, en ek seker maak dat julle gesin vir julle lief was en dan vir julle geneem het. Die Here het die aand, net voordat hy gekruisig was, hulle aan tafel gesit, en hy het gesê, hier is my liggaam, dit breek ek vir julle, dit gaan vir julle gebreek word. En so staan Jesus vanmôre voor elkeen van ons en sê, hier is my liggaam, hy is vir jou gebreek. Neem dit, eer dit, en dink aan sy gebroke liggaam. Daarna, hy het die beker geneem, hy het God daarvoor gedank, en hy het gesê, hier is my bloed, dit gaan vir elkeen van julle vloei. Vandag, ons staan hy voor jou, hy sê, my bloed het vir jou gevloei, ek het vir jou gesterf, want ek het jou soet. Neem dit is, drink dit, en dink aan sy bloed, wat vir jou gestort was. Is daar enigiemand wat uit die beker uit wil doen? Here, as ons voor die kruis staan, voor die gebroke liggaam en voor die bloed wat vloei, hoe kan ons anders as om te sê dankie? Want u het my pakkie geneem, u het my wond skoon gemaak, en die laagies weggeskeer, die landmaal gebreek. So weet nie my hart vast op my nie. Dankie, Heer. Wees met ons, Heer. Mag hierdie wat ons gebruik het vanmôre, 'n lewende getuienis wees wat buiten toe gaan. Mag ons erns maak met ons geloof. Daar waar ons gaan, en dit wat ons doen. In Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan die Here nou dien met ons offergawes.
Gemeente, een ding wat die nagmaal ook doen is, dit bring ons as gemeenskap nader aan mekaar. Ons gaan daai tyd lekker saam koffie drink en koek eet. So, my uitdaging aan jou is, nooi iemand wat in die kerk sit nou om saam met jou, veral iemand wat jy nie ken nie, maak seker almal, kom drink saam met ons, dat ons saam met mekaar ook hierdie pad stap, en mekaar help, en mekaar dra, as die gemeenskap van gelowiges. Kom ons lei jou. Here, dankie dat ons 'n deel van onsself aan U kon gee. Ons vra egter dat U alles van ons kon neem. Ook daai donker kamers, wat ons nie ken nie. Maar wat U ken, Here, bid ons dat U dit vir ons sal lig maak. Gebruik hierdie geld tot die opbou van U koninkryk, en mag U wil daardeur geskied. In Jesus naam alleen. Amen. Kom ons staan en eindig ons met 'n slotgebed. Amen.
Gemeente van die Here, gaan leef met die wete dat Jesus het jou lief, onvoorwaardelik en volkome. Leef daarom self ook in liefde, met jouself, met jou naaste en met God. En die seën van God Almagtig, Vader, Seun en Heilige Gees, sal met julle elkeen wees en bly, nou en vir ewig. Amen.